jou eie krag, jou eie verstand. Dis altyd die Here wat baie keer dan, toe ek net in die bediening begin in 2003, eintlik al baie vroeër, maar ek het eers 'n draai gaan loop in my lewe. En verkeerde dinge in my lewe gedoen, maar weet jy, ek sê dit altyd met baie groot respek, dat baie mense sê, is Brian, jy moes daai pad gaan loop het. Joh, maar ek is altyd bang, wat is dit ons sterwe gekom, ek was reg in hel toe. Daar is nie 'n ander way nie. Ja, hulle het vir my so maklik limousine reg gaan maak om hel toe te gaan, so Sondag was. So, dit is verskriklik. Maar, vandag kan ek die Here dank, want ek kan oor so baie goed praat, en moet julle so oor baie dinge deel, ek en my vrou, nie net ek alleen nie, is oor wat ons al in ons lewe deurgegaan het, en hoe die Here twee mense soos ek en sy kon red, en waar ek 'n verkeerde tipe visie gehad het van hoe moet 'n pa wees, weet, ek het my seuns toe hulle nog klein was, ek hulle geleer om 'n brandewyn te gooi, toe nie so gooi nie, net so, want so gaan pa baie kwaad raak, en so is pa raai, of daai tipe van goed, en prys die Here, 2013, die 30 November, toe verander die Here my hart. Halleluja. En toe maak hy hierdie disaster 'n paastor. So ons dank hom, ons prys hom, ons loof hom, want as die Here, ek sê altyd, dis die Here my kon red, en my vrou kon red. Hy is wel 'n antie gewees. So, ja, ek speel soms, sy is baie liefdevol, maar as die Here ons kon red, kan die Here enige red. En weet jy waar is die geheim? Open your heart. Amen. Daar's niks, maar niks in hierdie wêreld wat redding kan bied, behalwe Jesus Christus. En dit is waarna ons moet soekend wees, ons moet na die regte deur. Daar's net een deur na ware redding, mense, en dis Jesus Christus. Amen. En ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Weet, elke een van ons wat hier vanmôre sit, weet jy wat ek vandag jou laaste keer wees wat hier is? Ja. Ons weet dit. Ek gaan nie baie uitbrei daaroor nie, want ons boodskap gaan tog uit op social media en goeders. Ons weet wat het 'n paar weke terug gebeur. Daai twee mense, daai arme kind het nie geweet wat gaan nou gebeur. Daai persoon nou het elkeen die afgesterwe het nog gedink hulle gaan môre nog hulle oop maak op 'n bordjie pap en hulle werkkollegas sien. Hoe het jy geweet? Hoe weet jy wat vandag hier sit? Of dit nie miskien ons gaan mekaar die volgende op Sondag sien en hier is jou laaste uur. Ja. Mense, ek praat nie bankverbond, ek praat die werklikheid. Dis hoe God dit bestem, nie ek nie. God het bestem dat daar 'n dag van geboorte gaan wees en God het bestem dat daar 'n dag van sterwe wees. Ja. Hoe sou ons gelyk het as ons 500 jaar oud geword het? Dis ek van myself in die spieël sien. So daar is 'n dag, maar weet jy wat? Die belofte is die ewige lewe. Dis net jou liggaam wat tot sterwe kom. Ja. Jou siel is onsterflik. En dit is jou keuse vandag. Die vraag is, wat gebeur met jou onsterflike siel? Wat gebeur met hom? Is dit, hang het van God af wat gebeur met jou onsterflike siel? Of jouself? En dit is die vraag wat jy vir jouself moet vra. Op hierdie huidige oomblik het hang het van jouself af. Dis jy wat die pad kies. Ja. Die Heilige Gees is soewerein. Hy's 'n gentleman. Hy forceer hom op niemand af. Amen. Dis jy wat hom moet aanneem. Yes. Dis jou besluit. Die hemel of die hel. Daar is nie 'n middel, ek het net nou en dan rondgeloop, of ek het net nou en dan sonde gedoen, of ek het net nou en dan afgedwaal, ek was ten minste kerkbywoning, of daai tipe klas van goeters, so ek kry 'n middelstoeltjie, iewers dit is in hemel en hel. Dis 'n kaartbord. Daar's nie sulke goed nie. Dis hemel toe of jy gaan hel toe, een van die twee. En dis weer eens, dis nie ek wat dit is, ek praat wat die woord sê. Jy gaan jou oë op een van twee plekke oopmaak. En wanneer is dit? En waar is dit? Ja. Wanneer gaan dit gebeur? Slegs een weg na die hemel. Ek sê dit altyd, ek sal nooit in my lewe 'n preek begin sonder nie. Want ek het nie met salf groot geword. Jy moet reg of jy's weg. Amen. Ons moet die Here dien of jy dien hom nie. Amen. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar's net een weg na die hemel. Daar is geen kortpad hemel toe nie. Johannes 14 vers 6 sê Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Amen. As jy 'n ander plan het om aan die hemel te kom, jy's goed hoor. Daar is nie. Mense, daar is regtig nie 'n ander manier om aan die hemel in te kom. Amen. Sy naam is Jesus.
Nie die wet gaan jou red nie. Nie jou mooi dade nie. Ensovoorts, ensovoorts, so kan ons gaan. Redding is 'n baie belangrike woord. Want red, jy's gered of jy's ongered. Ja. You are safe or unsafe. Dit is, jy gaan hemel toe, soos ons nou gesê het, of jy gaan hel. So redding is net jy wat vir jou op die einde van die dag self kan vra, die vraag vra, is ek werklik 'n kind van die Here? Is ek verlos van die juk van diensbaarheid? Is ek regtig verlos vandag van hierdie wêreldse manier van dinge? Hoe leef ek? Stap ek 'n pad van heiligmaking of maak ek maar nog soos ek wil? Julle ken my al, ek sê altyd die eie ek moet vrek. Dit is nie meer jy nie, dit is na Jesus Christus. As jy sê jy is bekleed met die Here Jesus Christus, dan moet jy die vrug dra wat by daai woord. Amen. Is dit waar? Of kan ons maar nog maak wat ons wil? Nee, ongelukkig nie. Hoekom is redding van belang? Die mense sondig. Niemand is sonder sonde. Ons almal maak foute. En sonde sonder uitsondering lei na die ewige toe. Daar is goed waarmee ons moet werk. Dis hoekom die Heilige Gees vir ons gestuur is, en dis hoekom jy 'n verhouding met die Heilige Gees vanmôre moet hê, en vra jouself, het ek 'n verhouding met die Heilige Gees, sodat hy jou kan herinner en oortuig, wat moet jy uitsonder, wat tussen jou en God nog staan. Amen. Jy sien, dit is die ding. Baie mense, maar dit is maar net 'n sê ding, wat baie mense sê, die Heilige Gees klaai jou aan, die Heilige Gees klaai jou aan, en so wys ek asseblief in die woord. Die Heilige Gees klaai jou aan, hy oortuig. Amen. Amen. Die Heilige Gees is just. Ja. Die Heilige Gees oortuig jou van geregtigheid en ongeregtigheid. Amen. Dis die Heilige Gees. Redding word op 'n verkeerde manier gesoek. En dit is 'n groot ding. Jy sien, baie mense vind die stap saam met Jesus te moeilik en raak jou siel, dan raak jou siel op soek na 'n ander en makliker uitweg. Dit gebeur, ek sien dit. Daar's mense by ons, om ons, in ons, saam met ons, waar ook al ons gaan, dan is daar mense wat nie 'n pad van heiligmaking wil stap nie, want daar's seker goed wat jy moet opoffer, daar's seker goed wat jy moet uitsorteer hier binne in jou, wat jou weerhou van Christus, soos nee, dis bietjie moeilik, kom ons hardloop met die wet. Ja. As ek 'n wet of hier en daar kan onderhou, dan voel ek goed. Slegte nuus vir so dwaas. Daar is geen ander weg. Daar is geen ander manier vir redding nie. Daar is net een deur na ware redding, en dis deur die Seun van God en sy naam is Jesus Christus. Amen. Kom ek sê julle gewaar. Die naam van Jesus is die naam bo elke naam. Amen. Daar is nie iemand anders soos Jesus. Ons het dit nou gesing. Ons weet dit, ons besef het. Nou kom ons leef daarin. Daar is niks, maar niks so wonderlik soos die naam van Jesus Christus. Dis hy wat vir jou en vir my gesterf het in die kruis van Golgotha. Ja. Amen. Amen. Kom ons kyk net na 3 punte. Daar is so baie. Daar's so baie punte waarna mense gryp. Weet, dit is so wonderlik, nee, dat ek het al baie lank geweet dat ek gaan die voorreg hê om agter hierdie kansel te kan staan en woord te bedien. Ek is baie lief daarvoor, baie van julle het al my boodskappe gehoor en goed. En baie keer dan vra ek vir die Here, waarom moet ek praat? Want dit is tog waaroor dit gaan. Jy moet vir die Here vra waaroor moet. Die mense, want dit gaan oor 'n boodskap tot God se hart wat op jou hart plaas. En dit is die Here wil hê jy moet hoor wat gesê word vandag hierso. En dit is so lekker om bevestiging te kry. Ek en my vrou begin WhatsApps van iemand af te kry. Ek weet nie wie's dit. Wat is so snaakse naam? Klink soos ek gaan nie sê nie, dinge vloeke. Dit klink verskriklik snaaks. En die dag toe ek die titel kry, ek het so gestel, die deur na ware redding, toe stuur daai persoon daai boodskap daai oggend van redding. En dan kry jy jou boodskappe, weet jy waarom te praat. En weet, en alles val in plek. Ek het nou daar buite gebid ook. Weet, jy sit 'n klomp goed hier by mekaar, dan maak dit vir jouself 'n sin, maar wanneer jy praat, dan maak jy dit. Dis baie die goed voorby. Ja, dankie Here. Dit is fantasties. Kom ons kyk na 3 punte waarna mense gryp vandag. Mense, ek sê dit baie respek, ons moet waaksaam wees. Ja. Ek het al mense gesien wat Jesus Christus aangegryp het en hom gedien het, nee. Volle bors, as ek dit so kan sê. Jy kan sien hierdie mense het 'n verhouding met Jesus Christus en net so draai. Ja. Net so.
Dis net so. Punt nommer 1, wet van Moses. Met ander woorde, kom sekere wette na om regverdig te voel. Jy het iets bereik. Want dis hoe daai mense voel. Ons het nou die dag gehoor toe daai ander Jan, wat was sy naam wat hy was? Hendrik. Dit was fantasties. Daai ou moet weer kom. Hy het te min tyd gehad. Ja. Kom ek sê vir julle, hy het te min tyd gehad en dis presies wat ek ook al oor gepraat het, baie bevestiging uit die woord van Here. As jy hier en daar 'n wet van Moses graag wil uitkom, baie erg ding wat sy kop uitsteek of dit is so, is die Sabbat. As jy die Sabbat onderhou nie en jy doen nie wat die wet van Moses sê en jy voel jy veroordeel. Ja. En dit is onwaar. Dit is onwaar. Jy het niks bereik. Punt nommer 2, mense dink redding word verkry deur goeie dade. Geestelike werke, punt nommer 3, met ander woorde, werk vir die Here. Nou, hier is 'n baie naby. Daar's regtig mense wat vir die Here werk. Besonderse wonderwerke. Lê mense hande op. Mense word gesond. Maar die Here gaan vir hulle sê, ken jy nie. Dit is. Punt nommer 1, die wet. Ons kyk krap net gou so 'n bietjie daar. Ek het hom nou in Engels, so ek kry nie Afrikaanse prentjie nie. Whoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ja. Volgens my kennis en my studies is daar 613 wette. Baie mense 600, ander en sê maak nie saak nie. Ek weet vir 'n feit daar's meer as 100. Ja. Kom ons sê daar's 50. Wie gaan dit regkry? Ek wil anders sien. Niemand. Jy kan nie. Nee. Dis hoekom Jesus gekom het. Jeremia 31 sê, hy het gekom om goed te kom verander. En hy gaan sy seun Jesus Christus stuur. Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Amen. Om die waarheid te sê, waarsku Paulus ons om nie die wet van Moses op enige van sy bepalings te onderhou, want jy kan nie. Jy kan dit nie regkry. Galasiërs 5 vers 4, julle wat wil geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus en julle het van die genade verval. Dis eina, ja, daai is ouch. Dit is eina. So, wat beteken van die genade verval? Want ons almal is onder die genade, waar? Ja. Nie een van ons kan onsself red nie. So as jy van die genade verval het, en jy hang iets anders aan, byvoorbeeld die wet, Dangerous place. en jy kom tot sterwe, wat gebeur met jou onsterflike siel? Glo my, dis die genade wat jou deur gaan dra tot in ewige lewe. Amen. Niks anders nie. Met alle respek gesê, mense wat die wet wil onderhou, hulle doen die regte goed. Hulle doen al die regte goed, hoor. Glo vir my, dit lyk verskriklik nice en pragtig. Mag dit nie onderhou, hulle doen al die regte goed. Mag nie dit nie, mag nie dat nie, praat groot woorde. Wanneer dit op bekering kom, hoef jy nie te werk vir jou saligheid. Amen. Dis 'n gawe van God. Heiligheid, redding en verlossing kom nie deur die wet. Dit kan nie. Dit kom deur die bloed van Jesus Christus aan jou. Die gebeurtenis aan die kruis van Golgotha. Tot die kruis kan jy nie red. Jammer, ek gaan dit sê soos dit is. Ek het 'n groot probleem van mense wat 'n kruis om 'n karspook ja, miskien op jou nek dra. Ek weet nie wat is die rede daarvoor nie, maar daai kruis beskerm jou. Daai kruis kan jou nie red. Dit gaan oor die persoon wat aan daai kruis gehang het. Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. Redding deur werke en dade. Punt nommer 2. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered. Deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ja, hoe sou dit gewees het, broeders en susters, as jy jouself kon red? Jy het hard gewerk vir jou redding, jy het jouself nou gered. Hoe opgeblaas sou ons net nie gewees? Hoeveel kerke sou daar net nie gewees? Hoeveel predikers sou daar net nie gewees? Jo, dit sou verskriklik gewees het. Redding is nie deur onsself nie, dit is 'n besonderse geskenk van God. 'n Genadegawe van die Here wat ons in geloof en dankbaarheid aanvaar. Al wat ons moet doen is om die geskenk aan te neem en te glo.
Daar is ook niks wat ons self kan doen om redding te verwerf. Die Bybelboek Titus stel dit so in hoofstuk 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte, en die vernuwing deur die Heilige Gees. Daai kombinasie werk. Daai kombinasie kan ek sien. Daai kombinasie, my gees en die getuig teenoor mekaar. Saam met mekaar. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig dat jy te redder nodig. Dis hoe dit werk. En dan ontmoet jy vir Jesus Christus. Dan as jy Jesus Christus ontmoet, dan sterf die eie ek deur die doop en jy staan op, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. En wat sê die Here vir jou in daai vers verder? Moenie worry my kind, al die ou dinge het verbygegaan. Alles is tot nu. Nou fokus jy op die pad van heiligmaking. Volgens Hebreërs vers 12 sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien. Hebreërs 12 vers 14 sê, sonder heiligmaking en die liefde sal niemand God sien nie. Dis waar daar staan. Daar staan nie, sonder die wet van Moses sal niemand God sien nie. Dit staan nie daar nie. Die mense kon nie eens heilig maak in daai tyd spel nie, man. Hulle kon niks regkry nie. En dit is hoe lief God daai wêreld en daai mense gehad. En die Jode het, dat hy gekom het en sy seun Jesus Christus gestuur, sodat ons almal redding deur sy bloed kan aanvaar. Geestelike werke. Nou, ek sal nooit vergeet die dag toe ek net tot bekering kom en ek begin 'n verhouding met Jesus Christus bou weer. En toe lees ek eendag hierdie skrifverhaal. En ek is bekommerd, want ek weet ek het talente, ek weet ek is al van klein af talentvol en ek werk nou vir die Here, ek is in 'n musiekspan en ek sê, ek is daai een wat Here. Dis ek, en ek worry, maar ek het baie verdere studies gedoen en die Here het my rustig gemaak, maar ons moet nog steeds waaksaam wees, want hy wat meen, hy staan, pas op wat in die val. Ons moet versigtig wees. Matteus 7:21, en dit is 'n baie bekende vers. Asseblief, moenie skrik. Doen net ondersoek. Ek lees net die skrif uit die woordtyd en ek deel met julle wat die Here al vir my gesê het. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, wat se dag? Waarom praat hy? Hy praat van die dag as jy voor hom gaan staan. Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. Dit is amazing. Dit is amazing. En dan sal ek aan hulle sê, Jesus praat nie. Ek het julle nooit geken. Gaan weg nou. Julle wat die ongeregtigheid werk. Kom ons leef ons gou vir 'n paar sekondes net in hierdie oomblik. Jy kom tot sterwe. Of jy dit nou like of nie, daar's nie 'n afdraai paadjie nie. Kom ek sê nou vir jou, ek en jy, ek self, tot sterwe kom, gaan ek voor hom staan. Amen. Ek gaan voor hom staan. En dan gaan hy my vra. Dink net by jouself. Here sê vir jou, ken jy nie? Here, maar ek het nou 'n gitaar gespeel. Ek het sange gelei. Here, ek het nagmaal bedien. Ek het die mense vertel, wat is die regte weg? Here gaan nie baie praat nie. Hy gaan sê, gaan weg. I never, ever knew. En nou is die vraag wat ek toe vir myself daai te vra, nou wat? Hoe moet ek Here doen? Hoe moet ek Here doen? En Here is my gewys, gelees net weer. Die wil van die Vader is om wedergeboorte te wees, 'n karakterverandering. Daai eie ek moet sterf. Dis nie meer jy nie. Jy moet vrug dra wat by die bekering pas. En die verkeerde dade en werke van die wêreld moet een kant toe gestoot word. Van wie praat Jesus? 'n goddelose persoon? Nee. Hierdie is nie 'n goddelose persoon nie. Die persoon ken die Here. Dis visie. Die persoon ken die gawes.
Die persoon ken die Bybel, hoor. Die persoon ken wonderwerk. Die persoon is definitief 'n geleerde. Die persoon is goddelik, want hy lyk goddelik, hy praat goddelik, hy doen werk in die naam van ons Here Jesus Christus. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werk. Omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe. Hulle hart is ver. En dit waar die Here my geantwoord. Jy kan in sy naam, dit was dit. Ek kan nie voorstaan elke Sondag, ek kan vir julle musiek maak, ek klink pragtig, ons kry baie komplimente, ek kan dit aan ons waardeer, Tanya doen goed, nuwe mense in die musiekspan, die tannie wat bygekom het, dis fantasties, dit klink goed, maar as my hart onrein is, hier voor julle lyk ek soos 'n gedaante van godsaligheid, maar daar buite, hoe praat ek van die Here? Wat kom by my mond uit? Lag ek vir 'n vuil grappie? Is ek deel van 'n vuil grappie? Is ek 'n ander tipe mens daar buite? Nee mense, wat 'n boom, 'n lemoenboom is 'n lemoenboom. Hy is nie 'n piesang nie, daar buite en dan as hy, nee. Met vrug dra wat by die bekering pas, 24/7. Amen. Die Here het eendag vir 'n ou gesê, my pa het my vertel, no change, geen verandering, no change, no Jesus. No Jesus, no change. So maklik soos dit. Die wet kan ons nie red, selfs nie goeie werke nie. Dit word maklik soos 'n tronk waaruit ons nie kan ontsnap nie. Dit is net die Gees wat ons kan help teen die begeertes van die sondige geaardheid. As ons deur die Gees gelei word, is die wet nie meer ons baas. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, keer dat ons deel het aan God se koningheerskappy. Die wat aan Christus Jesus behoort, het egter die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. My boetie en sussie, dit is so, baie mense dink, en ek gaan nou praat soos wat ek het verstaan in my studies wat ek al gedoen het, is, daar's baie mense wat die messiaanse wette volg. Dit beteken, of ek het al gehoor, ek wil dit nie eintlik alles in detail weet nie, want ek staan nie baie belang aan. Ek weet dat Jesus Christus my redder en my verlosser, en dis al wat van my self maak. Maar, daar's baie mense wat sê hulle volg messiaanse wette, en dat dis fine, ons kan nog steeds sondig, ons is vergewe. Once saved, always saved, en dis fine. Nog steeds maak wat ek wil. Dis op gevaarlike goed. So altyd sê, jy speel met jy lewe. One way, een deur na ware redding, my broer en suster. Ek is die weg, die waarheid en lewe. Niemand kan die Vader kom, behalwe deur my nie. En, jy sien, dis waar die probleem is, van al die mense wat so 'n bietjie aan die wettiese kant, die Israel visie, die Hebrew roots en al die van dinge. Want, jy sien, Jesus het gekom, die voorhangsel is geskeur. Jesus is nou die middelaar. Amen. Dis wie hy is. Ok, so, die Bybel leer ons om te bid op, Here, ek kom na u toe in die naam van Jesus. So daar's geen ander manier na God die Vader, behalwe deur sy Seun. So jy kan maar die tipe ding doen van die wette wat jy wil en hoe jy wil, maar jy kan hoor ook, die mense wat hierdie tipe teorie het, praat glad nie van die Heilige Gees. Glad nie. Die Heilige Gees, hulle verstaan dit nie. Dis net Jahwe. Wat nie verkeerd is nie. Maar, waar pas Jesus nou in? Waar pas die Heilige Gees in? As jy dink jy kan net toegang tot God kry in die Jesus en die Heilige Gees, want dit wat Paulus volgens die mense wat die wette onderhou, is dit wat Paulus kry is die waar. Daai Jesus waarvan Paulus praat, sê reg Jesus. Ja, ek en my vrou het 'n bietjie te doen met hierdie goed vir mense in ons familie. En ek is skaam om te sê. My gebed is daai mense weer terug op die plek waar hulle was. Amen. Dis hoe dit moet wees. As jy Sabbat onderhou, het jy geen punte gekry. As jy op Saterdag vat, en jy sê hier is my rusdag,
Ek wil net rus. Want by God is tog, hy het jou liggaam in mekaar gesit, is 'n rustdag vir hom belangrik. Jy moet iewers rus. Jou liggaam moet rus. Ek verstaan dit. Maar as jy wil rus, omdat die wet van Moses so sê, het jy probleme. Ek wil niks met die wet van Moses uit te waai. Ja. Die hele wet is vol, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, of eers as kies God, julle hart, siel en verstand, en dan kom jy met jou naaste. Want kyk wat gebeur met mense wat graag die wet wil onderhou, Sabbatte ensovoorts. Kom ek sê vandag, dit dryf families uit mekaar. Dit bring skeuring in families. Tussen pa en seun, ma en dogter, so gaan ons in kinders, en vir alle buitefamilie, ooms en tannies. Dit bring skeuring, omdat jy nou iewers glo. Mense, as jy groot geword het, Jesus Christus jou verlosser, want daar is geen ander verlosser nie. Daai Heilige Gees oortuig jou, dat dis die waarheid, dit staan geskrywe. Dit is soos Lent gesê, as jy nie van hierdie boeke aan, jy begin elke blaai skeer, op die einde van die dag, jy moet nou sit, jy gaan net met twee buitekant. En as regtig mense wat sê, maar Paulus praat nie waar nie. Jy moet nou die Bybel, die PWL Bybel lees, en jy moet die, daai, dis net goddelike name, en Hebreëse name, en goed. Nee man, nee. Dis so, hy moet wakker skryf, tot bekering kom. Amen. Hy moet Jesus weer ontmoet in sy lewe, want dis ware redding. Ja, amen. Hy wat die seun het die lewe. Ja. Jy het die lewe. Amen. Wie die seun van God nie het nie die lewe. Dis waar. God het 'n seun. Sy naam is Jesus en hy deur hom is daar verlossing vir my en jou. Geen ander manier nie. Volhard in jou redding. Dit is baie belangrik, mense. Daar's baie mense wat 'n pragtige verhouding het. En soos ons nou voor die tyd gesê het, is daar's mense wat die Here gedien het, hulle het hom gesmaak, hulle het hom geproe, hulle het die Heilige Gees deelagtig geword en alles, maar daar is, dan raak dit op 'n tyd seker maar te moeilik of iets, ek weet nie wat nie, dan dwaal hulle af en dan gryp na al hierdie ander te toe. Ons wat hier sit, julle sit vanmôre hier omdat ek oortuig in my hart is, julle glo in die Seun van God. Amen. Amen. Nou kom ons wees versigtig, waaksaam en ons bewaar ons redding en ons verlossing in ons Here Jesus Christus. Matteus 10:22 en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, sê Jesus. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hier waarsku Jesus ons in die woord, dit wat vandag gebeur, meer as 2000 jaar terug, waarsku ons in die woord, hierdie Bybel, jou Bybel, my Bybel, is nie net 'n boek wat aan mekaar gesit is en gedruk is nie. Nee, hierdie is 'n versameling van heilige skrifte en is deur die Heilige Gees geskryf. Amen. Dis wat hierdie boek is. Yes. Hierdie boek is lewendig. Daar is geen ander boek soos die boek. Amen. Geen nie. Dis hoekom ek sê dis baie mense sal seker nie saam met my stem nie, maar dis nou my opinie. Dis baie gevaarlik om die klomp goed te lees. Ja. Dis waar. Dis gevaarlik. Dit bring jou op 'n dwaalspoor. Kyk, die uur kom en dit nou gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word. Johannes 16 vers 33. Mense het dit gebeur al van COVID. Ja. Mense wat uitmekaar het gejaag. Nou is COVID verby, nou kom mense met hulle snaakse leringe en teregwysinge en dit jaag ook families uitmekaar. Elkeen na sy eie toe, prys die Here daarvoor dan. En my alleen sal laat, tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Hoor net hierdie belofte. Vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek in die wêreld. Amen. Mense, ons hoef vir God niks te bewys. Ons hoef niks te bewys dat ons of ons wil hemel toe gaan. Ons hoef nie vir God te wys nie. Glo in Jesus Christus, dien hom uit, 'n volle bors, glo in sy seun Jesus Christus, soos ek gesê het. In sy bloed. En jy's reg. En dan wees dankbaar wat hy ons kom doen het en heilig maak. Is redding vir almal. Dis ook 'n teorie wat daar's net vir sekere mense redding. Mense, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Sal gered word. Dit is nie net vir sekere mense.
Al het jy ook hoeveel foute in jou lewe. Al sit jy in 'n moddergat, in 'n droë put, as ek dit so kan sê. Al is jou sonde hoe erg op jou. Jy weet sien, dit is wat ook mense wegdryf van hulle redding, en hulle verlosser, Jesus Christus. Want jy dink dit wat jy gedoen het, is te erg. En dit is wat die duiwel graag wil hê jy moet glo. Dit maak nie saak wat jou verlede is. En ek wil graag hê, nou praat ek met julle. En met myself. Dit maak nie saak wat jou verlede is. Moenie toelaat dat jou verlede jou toekoms bepaal. Amen. Jesaja 1 vers 8 sê God, kom nou, laat ons die saak uit, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaat, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Spreuke 24 vers 16 sê, want 7 maal val die regverdige, maar hy staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. Nou hierdie skrif sê vir my, dat 'n regverdige gaan baie val. Niemand is perfek. Maar jy sê, dis nou 'n vraag wat ek wil vra. Wat doen jy as jy val? Wat doen jy as jy val? Jy sien, dit is wat baie mense, wat die Here op 'n tyd gedien het, en hulle is, hulle verlang, daai verlange weet na die Here, maar hulle kan nie daar kom nie, want nou, ek is nou al, ek gaan nou ouderdom sê, ek is al ver gevorder. Toe ek 20 was, toe voel dit nog eens, ek kan die Here om verskoning vra, ek kan aangaan, ek staan op en ek kan aangaan, tot bekering kom in 2013, toe voel jy so wakker, jy is fris, jy gaan net aan, en hoe ouder ek raak en ek doen niks verkeerd, dan moet jy jouself bewaar. Want daai stem sê onmiddellik jou, wat het jy nou gedoen? Wie jou so geleer praat, né? Ja. Dink jy die Here like dit nou? Dan sê ek nee, hè? Sê jy is nie waardig nie. Jy sê jy gaan jy wel doen. Hoe gaan jy voor daai mense staan en gitaar speel sonder? Sê daai duiwel vir my. Onmiddellik wil jy begin skuld. Jy wil skuldig, jy wil teruggetrokke raak. Ek kan nie meer nie. Daar's my vrou. Was baie keer dat ek sê, klaar. Nou klaar. Onthou, 'n pastoor. Die dag toe ek geordyn is, het ek nie 'n vliegtuigkaartjie hemel toe gekry. Dis 'n normale mens. Enige ou wat die woord van die Here verkondig. Jy insluit, jy gaan nie hemel, net sommer. Jy moet werk. Of nie werk, jy moet glo in Jesus Christus. Dis wat jy moet. So, ons val. Die belangrikste is, jy moet opstaan. Ek wat so met die vrou wat oorspel gepleeg het gebeur. Vir die fariseërs en skrifgeleerders, daai vrou na Jesus toe bring en sê, wat daai fariseër en skrifgeleerder gesê. Kom ons kyk wat gaan Jesus nou doen. Ja. Jesus, hierdie vrou is betrap in die dag. Sy het oorspel, sy het gesondig. En Jesus ander was, as julle nog nooit iets verkeerd doen, dan gooi haar doen. Want nie van hulle kon nie. Jy sien, sy het geval. Daar het sy geval. Ons het nog daai een reeks gekyk van The Bible, ek weet nie wie dit al gekyk, daai reeks wat op 'n tyd was ons 'n DVD's ook gehad van daai goed, waar daai vrou fisies op haar knieë staan, sy het geval. Toe hulle haar bring, sy lê so skuins op die grond, en dit was vir my so mooi, as ek dit so kan stel, sien. En Jesus is net so gesit met sy vingers op die grond. En hy het vir hulle gesê, as julle nog ooit iets verkeerd doen, gooi julle al eers dan doen. Want hulle kon nie. Stenig al. En terwyl sy so lê, gaan die Here na toe en hy tel op. En hy tel op. Hy sê vir jou sondes is vergewe. Hy sê, maar moet dit nie weer doen, hoor, dis nie mooi. Ja. Hou op met dit. Jy sê, dis wat die Here van ons verwag. Die Here het 'n karakter. Kom ek sê vir julle. Die Here het definitief 'n karakter. Hou op Sondag. Staan op, hou op Sondag. Oorwin daai sonde wat jou wurg en gaan aan. Amen. Hy sluit af met Judas en Petrus. Dis jy Judas. Jy Petrus. Kan nou gou maar aangaan. En dis vir my so kosbaar hierdie stuk. En ek wil ons moet nou mooi oplet.
Matteus 27 vers 3, daarna het Judas sy verraaier, Jesus se verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en 30 silwerstukke teruggebring het na die owerpriesters en die ouderlinge. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophaal. Judas kon nie oorkom wat hy aan Jesus gedoen het. Al was hy een van die 12. Nou jy sien my broers en susters, hier sit baie mense miskien vandag hier reg voor my. En ek in vleis. Ons het almal 'n verhouding met Jesus Christus glo. En 'n noue verhouding met Jesus Christus. En daar's een of ander manier wat jy iets verkeerd. Wat jy regtig baie hard val. Al het jy 'n verhouding met Jesus. Ek ken iemand, 'n fantastiese pastoor, wat regtig, ek het opgekyk na hom, ek kyk nog steeds op na hom, maar hy was uit verval en oors. Hoe moet so 'n persoon net voel? Jy sien, Judas was een van hierdie 12 gewees, en hy het gesien wat Jesus doen, hy het die wonderwerke gesien, hy het aan Jesus gevat, hy was saam met hom aan die nagmaaltafel. Jy sien, toe hy besef, daai verkeerde besluit besef en liggie aankom hierso, toe gooi hy daai silwerstukke neer. En hy val. En hy sê, dis nou vir my. Hy kon dit nie vat wat hy nie Jesus gedoen het nie. Nou hoeveel verkeer van ons, ek insluitend, hoeveel keer doen jy is nou die verkeerd, en dan kom jy op hierdie punt besef, ek kan nie, hoe kon dit aan my Here? Hoe kan ek? En dan, dis daar waar die rooi ligte aankom, en die gevaar is van jou hele lewe. Wat maak jy by my probleem? Is jy 'n Judas? Kom ons sê, Judas het nie selfmoord gepleeg. Kom ons sê, het maar net afgedwaal. Hoeveel mense dwaal af? Omdat hulle een fout gemaak het. Een fout teen God gesondig. Ek glo, maar dit is nie opgeskryf nie, dit is aan my weergawe. Ek glo en vertrou. As Judas na Jesus toe gegaan het, hy sê, my Here, ek het hom. So Jesus hom vergewe. Amen. O Petrus. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het hom gekom en gesê, hy was ook by Jesus, die Galileë. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëne. En met 'n eed ontken hy dit weer. Jo, dit raak nou erg hoor. Ek ken nie die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle. Want ook jou spraak maak jou bekend. Jy sien, Petrus het klaar Jesus leer ken, hy het Jesus se karakter aangeneem, die manier hoe hy gepraat het, en dit is so. Ons wat in die bediening is en wat baie te doen het met Jesus Christus, praat jou manier van bid, jy leer Jesus se karakter, sonder dat jy dit besef. Sonder dat jy besef. Toe begin hy homself te verwens en te sweer. Ek ken die man. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. So het hy berou gekry, toe daai hoender vir hom sê, jy is die moeilike. Toe kom daai sonde besef in hulle ja. Nou dit moeilik. En hy hardloop buite toe en hy gaan ween, hy gaan huil. En hy berou en sê, o Here, daai selfe the Bible reeks het Petrus agter die buitenvaartjie so gesê. Nou hy vir Jesus so dop. Kyk hoe loop hy. Jesus van kyk. Hoeveel van keer doen ons dit nie? Hoeveel keer doen ons dit nie? Die verskil tussen Petrus en Judas, na die verkeerde besluit wat hulle geneem het is. Daar's 'n verskil tussen hulle twee.
hoe ons een het opgestaan en een het bly lê. Ja, dis waar. En jy moet opstaan. Want 7 maal, jy is regverdig my broer, jy gaan val ook. Kom ek sê vir jou. As jy nie val nie, moet jy die Here vra op die pad dat jy kan sterker maak. Amen. As jy 'n Christendom het en 'n verhouding met Jesus Christus het, sorry vir my Engels, maar smooth sailing, is op die verkeerde pad. Ja, dis waar. Amen. Hoor my mooi. Ja. Die dag as jy ja gesê het vir Jesus, het jy in sy army aangesluit. Want dan is die duiwel glad nie happy by jou. Hy gaan alles. Geen rugby speler vat 'n bal en gehardloop op die veld en iemand tackle hom. Ja. Hulle tackle vir jou. So die dag as jy hierdie woord aangryp en jy maak dit jou en jy begin hierdie wedloop te hardloop saam met Jesus Christus, gaan die duiwel jou tackle. Dis so. Hy gaan vir jou tackle. Petrus het geweet daar is vergifnis. Judas het gevoel daar is geen vergifnis. Petrus het geweet wie Jesus is. Judas het vergeet wie Jesus is. Toe die Here gister met hierdie woorde in my hart sê, en ek skryf hierdie goed neer op hierdie rekenaar. Jesse mense. As ons baie deur in moeilike tye gaan, of daar gebeur slegte dinge in ons lewe, hoeveel keer vergeet ons van Jesus? Ja. Petrus het geweet hy is daar vir 'n rede. Want Jesus, hy het saam met Jesus gewandel. Jesus het hom gesê, jy is nie meer 'n visser nie. Jy gaan nie meer visse vang, maar jy gaan 'n visserman wees van mense. Jy gaan die evangelie verkondig en siele bereik. Soos die rede van Petrus het ontstaan en hy het dit besef. Judas het die rede vergeet hoekom hy daar was. Kom ek sê vandag vir jou, kom ek bemoedig jou met Filippense 4:13. Jy is in alles in staat. Deur Christus wat jou krag gee. Bewaar jou redding. Amen. Amen. Staan op, moenie bly lê nie. Kom ons staan op. Niks wat jy ooit in jou hele lewe al gedoen het. Maak nie saak wat se son. Ek oordryf nou, maar kan jou 5de huwelik wees. Jesus kan jou vergewe. Jesus kan daai in die Engelse woord 'n salthuis breek. Amen. Die Here kan jou vergewe in watter kulte jy ook al was. Die Here kan jou vergewe in waar ook al jy wat jy al gedoen het. Jy kon al die grootste syplap gewees het. Ja. As die Here hierdie alkoholus, wat hier voor julle vandag staan. Ek het my, waar is hy? Arme. Hy is in die kind. O, was hy nog 'n kind? By die huis is hy groot. Ek het so gedrink. Ek was altyd so onder die invloed van alkohol, dat ek glad nie kon onthou, wat was sy eerste tree. My vrou het op hierdie rekenaar video's gemaak. Ek het dit nooit geweet. En na my bekering, toe kyk ek vir die eerste keer hoe my kinders begin lewe. Bewaar jou redding. Ja. Dis nie moeite werd. Jesus se koms is baie naby. Amen. Moenie vir jou groepies aanskoop nie, my broer en suster. Gaan nie red. Gaan bewaar wees. Amen. Maar dit sal gaan vir ons sagte musiek aan sit en ek wil net met ons oos. Here, dankie vir die woord, Here. Dankie dat ons weet vanmôre dat Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. Here, ons bely met ons hart, mond, siel en gees vanmôre, Here, daar is geen ander weg. Daar's geen deur na die ewige lewe behalwe deur die seun Jesus Christus. Hemelse Vader, ons bid, Here, dat dit maak nie saak wat ons verlede is, Here, maar dat U dit kan herstel. Here, U is die pottebakker, ons is die klei. Here, daar's soveel mense wat 'n kraak in hulle lewe het, Here. Here, maar U kan ons weer vorm. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Ons gaan deel hê aan die tafel, Here, die heilige nagmaal, Here. U sê so dikwels dat ons aan hierdie tafel deel het, Here. Bely ons dat U gaan weer kom. Here, en U kruisiging, Here, die gebeurtenis aan die kruis, Here, is 'n werklikheid gewees, Here. Dis wat gebeur het, Here. En ons dank U daarvoor.
Hemelse Vader, ons is mens, Here, ons is 'n sondige natuur, Here. Hier binne in ons, Here, neig die siel na sonde. Maar dis hoekom die woord sê, die gees beklei teen die vlees. En daarom bid ek, Here, dat u gees meer oorweldig in ons binneste sal wees, sodat die gees en die Heilige Gees binne ons, Here, die siel sal oorweldig, sodat ons nie kan neig na al hierdie verkeerde dinge nie, Here. Wat ons weerhou van die heerlikheid van ons Hemelse Vader. Vanmôre gaan ons 'n nagmaal hê, ons gaan deel hê aan die tafel, ons gaan belydenis aflê dat die bloed van Jesus simboliseer dat dis al wat jou sondes kan regvat. Is die bloed van ons Here Jesus Christus. Niks anders. En jy sit nou daar, miskien nie, jy dink vanmôre, joh, maar hier is nog te veel goed in my lewe. Dan weet jy wat, ek het sleg kan nie so, jy gaan dit nie vandag uit so. Jy kan nie alles op die inslag uitloop. Dis 'n pad van heiligheid. Bietjie vir bietjie. Al wat die Here vra is vandag is, kom soos jy is. Kom soos jy is met jou foute. Ek sal terugsie. Maar vandag moet jy net eers een ding doen, voordat jy dit doen. Jy moet skuld erken. En sê, ek sit met 'n probleem. Jy moet weet, en bely, ek sit met 'n probleem vandag. En ek wil dit laat staan. Ek verlang na uitsondering in my siel, in my lewe saam met Jesus Christus. Nou as jy al daar gesê het, terwyl jy daar in die stoel sit, en sê ek wil uitsondering. Ek wil hierdie sonde uitsorteer, ek weet ek sit met 'n drinkproblem, ek weet ek sit met dit of dat, maak nie saak wat nie. Jy weet vandag wat jou weerhou van die ewige lewe. Hoe wonderlik is dit nie dat God gegaan het en vir ons plek te gaan berei. Die heerlikheid wat ons nou hier partykeer herleef, kan nie opgeweeg word met die heerlikheid wat ons eendag gaan hê in die ewigheid. Dit kan nie. Dan wag 'n groot verrassing. Halleluja. Jy gaan nie alles uitsorteer vandag nie. Ek beloof jou. Daar's baie mense wat hulle harte vir die Here gee, hulle begin om dien, hulle studeer die woord, hulle begin regtig 'n pad van heiligmaking stap, en ewe skielik word hulle, joh, ek sal 7 dae verlos van hierdie probleme en sy hy wat fees geneem. Dis net, jy moet die eerste stap gee. Jy moet die eerste stap gee, en sê, Here, ek moet verander. Ek moet verander. Ek wil graag hê, voor ons die nagmaal, en jy hoef nie skuldig te voel om nagmaal te gebruik. Dis al wat jou sondes regvat. Dis redding. Dis redding. Vat hierdie bekertjie en sê, Here, plaas my hoop in U vanmôre. Here, en genees my siel. In Jesus naam. En begin. Gaan jy weer 'n fout maak? Gaan jy weer sondig? Natuurlik. Maar staan op. Staan op. Kyk die Here in die oë. En sê, Here, ek het gesondig. Jammer, vergewe my. Want as jy jou sondes bely, as hy regverdig getrou, nou vir alle ongeregtigheid te vergewe. Dis 'n belofte. Moenie skuldig voel nie. Jy gaan nog baie skuldig voel. Jy gaan. En ek wil ons almal ons oos. As die Here vanmôre met jou gepraat, moenie wag tot die hoender met jou praat. Laat die Here met jou praat. Steek net jou hand. En ek gaan bid.
ook vir jou bid. Ek gaan nie uitroep nie, gaan nie niks. Maar is net 'n gebed. Want die Here het jou ontsettend lief. Hy het ons so lief. Here, U ken elke hart, Here. Here, want die woord sê, U is die een wat die hart en die niere weersoek. Hemelse Vader, U weet die persoon wat hulle hande opgesteek het en wil opsteek. Maar Here, ek bid sommer vir hulle op. Hemelse Vader, U is die redder, Here. Here, en ek wil vanmôre vra, Here, dat U my gebed sal verhoor en laat my gebed vandag, elke woord wat ek bid, Here, in die lig sal opgaan, Here, dat hierdie mense aangeraak sal word in hulle lewe in die naam van Jesus Christus. Dat die Heilige Gees, Here, hulle sal oortuig van wat hulle verkeerd doen en wat hulle weerhou van U af. Hemelse Vader, ek wil bid, Here, vir verandering in hulle lewe, 'n karakterverandering, Here, dat hulle self verbaas sal staan, Here, die goedheid van God in hulle lewe. Hemelse Vader, ek wil bid dat U krag, Here, binne hulle, Here, in werking en aksie gestel sal word, sal aktiveer word in die naam van ons Here Jesus Christus, Here. Here, want ek weet vandag hier waar ek staan, Here, en ek kyk my vrou in die oë, Here, dis net U krag, U genade, Here, wat ons kon verander. Here, en as U dit vir ons kan doen, kan U dit vir enige persoon hier voor my doen, vir enige persoon in hierdie dorp, vir enige persoon daar buite in hierdie wêreld, Here. Hemelse Vader, ek bid vir daai wilskrag in elke persoon wat sy hand opgesteek het vir hom of haar, Here. Here, dat ook geaktiveer sal word. Here, daai drang, Here, dat hulle gedryf sal word om die woord oopmaak. Here, dat hulle gedryf sal word om net 'n geestelike lied te begin sing. Dat hulle gedryf sal word, Here, net om 'n vers op te sê elke dag, Here. En net gedryf sal word, Here, om U naam groot te maak, Here, in gebed. Hemelse Vader, ons tyd is min, Here. Ons tyd is regtig min, Here. Laat U die verskyning gaan maak op die wolke, Here, en dat U ons gaan kom haal. Maar o Here, daar kan soveel goed voor die tyd gebeur. Here, ons niemand is gevrywaar van die dood nie, Here. Here, ons wil onsself nie vanmôre bang praat nie, maar ons dis 'n werklikheid vanmôre, Here, dat daar gaan 'n tyd kom, daar gaan 'n uur kom, maar daar gaan 'n sekonde kom of 'n minuut kom wat ons laaste asem uitblaas. Here, nou U het ons so lief, Here, dat U sê 2 Petrus 3, dat U nie wil hê een moet verlore gaan nie. Dankie, Here, dat U met elke persoon 'n werkie binne, Here, dat U elkeen oortuig, Here, van geregtigheid en ongeregtigheid. Ons loof U daarvoor, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.